Ons gaan vanoggend saam kyk na Filippense 1 van vers 21 af. Filippense 1 van vers 21 en ek lees vir ons uit die ou vertaling. Filippense 1 van vers 21. Hoor die woord van die Here. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerskante gedring. Ek verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste, maar om in die vlees te bly is nodiger om julle ontwil. En dit vertrou en weet ek dat ek sal bly, ja, saam met julle almal sal bly, tot die bevordering en blydskap in die geloof. Julle nie laat afskrik deur die teestander nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God. Om dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen om te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. Net tot sover. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, sal U hierdie woorde in ons harte indra en sal U vir ons kom leer wat dit vanoggend beteken. Ons bid en vra dat U nou deur die Gees met ons sal wees. In Jesus se naam. Amen. Julle, die tema vanoggend is Christus is alles. Christus is alles in die lewe en ook in die dood en selfs in die ewigheid. En vandag is ons getriomfeer het. Dis vir ons hoop is, dis vir ons troos is. En weet julle, die apostel Paulus in Filippense 1 gee vir ons 11 woorde om vir ons 'n opsomming te gee van hierdie troos wat ons het, om vir ons te wys as gelowiges waar ons lewe vandaan kom. En hy sê in 11 eenvoudige woorde, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Net 11 woorde. Hierdie vers is 'n kompas vir die gelowige om ons uiteindelik in tye van hartseer net weer te bring by vertroosting, om ons uiteindelik te wys waar kan ons sekerheid kry dat ons uiteindelik by die Here sal wees wanneer ons ontslaap. En ek wil vandag 3 eenvoudige punte met julle behandel, maar ek hoop hierdie 3 eenvoudige waarhede sal julle bybly en dat dit uiteindelik met julle deur die Here se genade ook 'n pad sal stap en dat hierdie waarhede julle harte ook sal vorm en sal vertroos in die tyd. Die eerste punt is Christus is die doel in die lewe. Paulus gebruik ander woorde. Hy sê want vir my is die lewe Christus. Vir my is die lewe Christus. Hy het nie gesê vir my is die lewe familie of vir my is die lewe finansies of vir my is die lewe sukses nie of gemak nie. Hoor wat sê Paulus? Hy sê die lewe is Christus. Dis waarom ons lewe moet draai. Dis nie net mooi digkuns of poesie of net 'n mooi stukkie wat Paulus geskryf het nie. Dis 'n prioriteit wat hy van praat. Dit moet ons doel in die lewe wees. En vir Paulus en vir elke ware gelowige is hierdie die middelpunt van alles waaroor ons lewe gaan. Ons kan sê Jesus Christus is die spulpunt van ons lewe. Julle weet wat 'n spulpunt is. Dis daai ding wat hulle die landerye mee nat maak, wat hulle die sirkel so plant. Maar alles draai om die middelpunt. Alles draai om die middelpunt en Christus is daardie spulpunt. Elke gelowige behoort te kan sê ek poog, ek probeer leef, ek probeer om Christus te verheerlik. Dit is wat ons hartklop moet wees. Hy is die doel in die lewe. Ons kan dit vergelyk met 'n klomp lyne wat vanaf die omtrek van 'n sirkel deurgetrek word in verskillende rigtings, maar almal kom in die middel by mekaar. En daar die middelpunt, alles wat jy mee besig is in jou lewe, waar kom dit by mekaar? Paulus sê die doel moet Christus wees, die middelpunt is Christus. Al ons woorde, al ons lyding, ook die hartseer nou in die dood van 'n geliefde, moet uitkom by Christus. Hy is die middelpunt. En die vraag is, hoe lyk dit prakties? Hoe kan ons vreugde, ons hartseer, ons blydskap, ons treur uiteindelik Christus as doel hê? Hoe lyk dit prakties? Wel, baie eenvoudig. Daar's 3 goed wat ons moet sien. Christus is eerstens om hierdie doel te bereik, die gelowige se studie. Met ander woorde, ons soek Jesus Christus. Waar ons gaan ook in die hartseer van 'n gelowige wat afsterf.
Waar is Jesus in dit? Ons soek hom in dit. Die ware gelowige is 'n lewenslange student van Christus. Geen onderwerp kan mens regtig so boei, soos die onderwerp van wat Jesus kom doen het nie. Sy dood, sy menswording, sy opstanding, die uitstorting van sy gees, die beloftes wat hy gemaak het dat hy ons weer sal kom haal. Hierdie geheimenisse van Christus is die studie van die gelowige. Dis waarmee ons besig is. Dis ons skat, dis ons verlustiging in die lewe. Die gelowige keer altyd in alles terug na wat sê die skrif. Nie net om 'n klomp inligting in te win nie, maar om uiteindelik uit te kom by Jesus. Weet julle, hy is die begin en die einde van elke teologiese strewe. Elke soeke na God moet begin en eindig by Jesus. Elke waarheid word beoordeel aan die hand van verheerlik dit hom of nie. En so ook ons lewens. Nou weet julle, die gelowige se hart roep uiteindelik soos wat Johannes 17 vers 3 sê, om Christus te ken is die ewige lewe. Dis die hartklop van 'n gelowige. So Christus is ons studie, ons soek hom om hom te ken. Maar weet julle, Christus is tweedens ook die gelowige se skat. Ons het hom lief en ons verlang na hom, veral wanneer ons gekonfronteer word met iets soos die dood wat net Jesus Christus die antwoord op kan gee. Dan verlang ons na hom. Tussen al die plesier van besittings en vreugdes en alles wat die wêreld kan bied, het die gelowige 'n groter skat. En daardie skat is nie iets nie, dis iemand. Dis soos 'n arend wat vlieg en hy sien al die swakhede in sy prooi raak. En hy vang die swakke. So kyk die gelowige na al die aardse plesier en genot, al die dinge wat mense kan gee. En hy sien die swakheid in dit, hy sien die gebrekkigheid in dit. En dan kyk hy na Jesus en hy sien geen gebrek. Hy sien volkomenheid, hy sien volmaaktheid, hy sien perfektheid. En dit lig ons uiteindelik uit ons omstandighede uit op. Die aardse vreugdes vervaag wanneer ons begin kyk na wie Jesus is in die lig daarvan. En die gelowige kies dan Jesus, nie net eenmaal nie, maar elke dag, elke oomblik van sy lewe. Ook kies ons vandag om ons troos te vind in wat Jesus kom doen het, wanneer 'n gelowige nie meer met ons is nie. Paulus sê in Filippense 3 vers 8 die volgende: Ja, waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Hy is ons studie, hy is ons skat. Die gelowige se diepste wese word geroer deur wie Jesus is, deur wat hy vir ons gedoen het, deur sy skoonheid, deur sy perfektheid, deur sy genade, sy barmhartigheid, sy liefde. Dis wat ons uiteindelik in hierdie tyd mee moet besig wees. Christus heers in die gelowige se denke. Hy heers in ons denke, in ons harte. Hy is die middelpunt van dit wat ons sing, hy is die middelpunt van dit wat ons begeer, en hy is ook die middelpunt van die vertroosting waarna ons nou soek. Jesus Christus moet alles wees. Hy is nie net sentraal tot ons teologie nie, hy is sentraal tot ons hele wese. Alles moet om hom draai. Weet julle, hy wat sonder Christus lewe, leef eintlik sonder ware lewe. Hy is soos 'n groen plant sonder wortels. Hy gaan gou dood. Weet julle, dis waar vir Paulus. En dit kan ook waar wees vir ons. So eerste punt was, hy is ons doel in die lewe. Vir my is die lewe Christus. Kan jy dit sê vanoggend? Maar tweede punt, hy is ook ons wins in die dood. Vir my is die sterwe wins, sê Paulus in vers 21. Hoe kan Paulus sê dat die dood, hierdie groot vyand, uiteindelik van ons 'n wins is? Hoe kan hy daarby uitkom? Weet julle, omdat wanneer 'n gelowige sterf, dit eintlik nie beteken dat ons enigiets verloor nie, maar dat ons alles kry waarna ons werklik begeer het. Om uit hierdie liggaam uit te leef, is om in te leef en om by Jesus Christus te wees. Paulus kan daarom sê in vers 23, my begeerte is om heen te gaan om by Jesus te wees, want is verreweg die beste. So hoor gou mooi, vir 'n gelowige is die dood nie die einde nie. Dit is 'n ingang. Die dood is nie 'n verlies nie, dis 'n bevordering. En die dood is nie 'n nederlaag nie. Dis die ingaan in heerlikheid. Nee, so dis nie die einde nie.
Dis die ingang. Soos wanneer die son opgaan en die sterre en die maan laat sak hulle gesigte en versteek dit. So vervaag al die aardse glories en dinge waarna ons streef, wanneer ons uiteindelik in die teenwoordigheid van Christus inkom. Die dag wanneer jy doodgaan, dan ontmoet jy of vir Jesus of nie. En dis waaroor die lewe reg gaan. Gaan jy eendag hemel toe of hel toe? En weet julle, jy kan net hemel toe gaan as jy in Christus is. As jy in Christus is. Dit is die oomblik as ons uitleef en ons is in Jesus, is dit die oomblik wanneer ons in die teenwoordigheid van God ingaan. Dan is die dood van 'n gelowige nie die einde nie. Dis 'n ingang, dis die begin. Omdat Jesus die dood oorwin het, gehoorsaam was tot die einde toe, daarom geniet die gelowige hierdie realiteite. Om nie net eendag nie, maar reeds nou al iets te kan beleef van wat ware lewe is, nie? Dis Jesus Christus se opstanding wat hierdie vastigheid onder ons voete plaas. En ons het ook gesê, dis nie 'n verlies om dood te gaan as 'n gelowige nie, dis 'n bevordering, want wanneer die gelowige sterf, dan sê ons dalk hier op aarde vir mekaar, ons het iemand verloor, maar weet jy, die hemel en 'n ware gelowige sê, daardie persoon is bevorder. Daardie persoon wat in geloof gesterf het, is nou by die Here. Die gelowige word nie minder in sy dood nie. Hy word in sy dood gekroon. Hy ontvang dit waarna hy altyd uitgesien het. Want die dood is nie 'n nederlaag nie. Die dood is heerlikheid, nie? Die liggaam mag dalk verswak, maar die siel wat ewig is, word uiteindelik by Christus vasgevang. Die siel oorwin, al sterf die liggaam af van 'n gelowige. En weet julle, die punt is, die dood het nie die laaste woord nie. Christus het. En wat hy sê vir sy kinders wat sterf, is, ek het julle kom haal. En waarom is dit so? Want Christus wag aan die ander kant vir die gelowige. Hy wag daar. Dis hy wat ons kom haal. Dis hy wat vir ons plek berei. En weet julle, die dood is die goue strydwa van God, wat die kinders van God kom haal. Die dood is nie die gelowige se grootste vyand nie. Want Jesus Christus het reeds oorwin. So al tree ons by die dood van 'n gelowige, tree ons nie soos hulle wat nie hoop het nie. Want weet julle, ons weet dat 'n gelowige uiteindelik wanneer hy sterf, bevorder word. En vir die gelowige is daar met ander woorde geen sonde meer in die teenwoordigheid van Christus nie, geen pyn, geen lyding. Daar is geen bekommernis, geen skeiding meer nie. En weet julle, ons kan die boodskap vanoggend nie hier eindig nie. Want ek het 'n begeerte dat elkeen van julle wat vanoggend hier sit, wat dalk nie die Here ken nie, 'n ontmoeting met hom moet hê. Dat julle moet hoor dat daar is regtig net een verlosser. Daar is net een persoon wat kan troos. Daar's net een persoon in wie ons geloof moet plaas, sodat ons verseker kan wees dat ons hemel toe gaan. En dis nie enige wêreldse godsdienst daar buite nie, dis ook nie jou goeie werke nie. Daardie persoon is Jesus Christus. Bring ons by ons derde punt. Eerstens, Christus is die doel in die lewe, want vir my is die lewe Christus. Tweedens, Christus maak dat die wins, die dood 'n wins is, want vir my is om te sterwe wins. En dan derdens, Christus is dan ons maatstaf tot die einde toe. Hy sê vir ons in vers 27, ons moet waardig die evangelie lewe. Met ander woorde, as Christus jou lewe is, as hy jou wins in die sterwe is, leef dan reeds nou net vir hom. Leef vir sy glimlag. Leef vir wat hom verheerlik. Paulus koppel 'n Christus gesentreerde lewe aan 'n Christus verheerlikende dood. En dis die besondere deel daarvan, dat ons hom kan eer en verheerlik en kan geniet, nie net in ons lewe nie, maar selfs in ons sterwe. Want as jy in Christus is, dan is die vyand reeds oorwin. So want die sterwe, moet ons onthou, sal eers 'n wins wees, wanneer die lewe vir jou Christus is. Hoor mooi, die sterwe sal eers vir jou 'n wins wees, as die lewe vir jou Christus is. So hier is 'n roeping, wat Paulus ons na toe roep, nê? In ons hartseer, om net weer te hoor, ons moet saam stry vir die geloof. Ons moet stewig staan in lyding. Ons moet by Christus uitkom, in alles wat ons doen. Ook uiteindelik in die dood van 'n geliefde. Weet julle, die wêreld soek hoop en vervulling op allerlei plekke. Die gelowige vind dit net in ons Here.
Deur hoe ons leef, maar ook deur hoe ons sterf. Nou hierdie oproep is nie net vir geestelike helde nie. Dis nie net vir die Paulusse en die groot name in die geskiedenis nie. Hierdie oproep is vir elkeen van julle wat hier sit vanoggend. Julle word geroep om te lewe vir Christus. Om hom te soek in alles wat julle doen, ook in die soeke na troos. Elke gelowige, selfs ons trane van hartseer moet gewas word in die bloed van Christus. Anders is dit trane sonder 'n doel, trane wat uiteindelik nie afgevee gaan word nie. Maar die trane wat ons huil onder aan die voet van die kruis, vind uiteindelik vertroosting. Hoor wat sê vers 29. Hy sê aan julle is dit gegee om nie net in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Geloof en lyding is beide gawes wat die Here aan sy kinders gee. Albei bring ons nader aan Christus. Ook die lyding van die hartseer van iemand wat nie meer met ons is. Dit konfronteer ons met die realiteite van die lewe. Waartoe gaan jy as jy die dag sterf? Is jou saak met die Here reg? Lyding bring ons by realiteite uit. En so ook geloof in Christus. En daarom sê die gelowige, weet julle, die skuld op my rekening het ek self daar geplaas. Maar Christus se geregtigheid kan myne wees. Nie deur wat ek doen nie, maar deur wat hy vir my gedoen het. Ek het skuld opgegaar, maar my bruidegom, my verlosser, het daarvoor betaal. Ons leef vir Christus omdat hy vir ons gesterf het. Selfs in ons smart, in ons pyn en in ons hartseer kan ons dan sê, ek sou liewer vir Christus ly, as om die lewe sonder hom te geniet. Ek sal liewer saam met hom ly, as om my rug op hom te draai en die hele wêreld te kry. Want wat help dit om die wêreld te wen, maar jy verloor jou siel, en jy beland in die hel vir ewigheid. Kom ons maak klaar. 'n Christus gedefinieerde lewe lei na 'n Christus verheerlikende dood. Ons dink vandag aan al ons geliefdes wat afgesterf het al. Soos wat elkeen van julle hier sit, konfronteer die dood van oom Benjamin nie net vandag die familie nie. Dit konfronteer elkeen van julle wat al hier gesit het, of op 'n ander plek, en wat 'n gelowige of 'n geliefde begrawe het. Elkeen van ons word gekonfronteer. Ons dink aan die dood van ons geliefdes, maar weet julle, bo al daardie dinge, moet ons dink aan ons Here Jesus Christus, en onthou wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Moenie net dink aan die dood nie, dink aan die een wat die dood oorwin het, sodat ons kan leef. Laat julle gedagtes van die aards na die hemelse opgehef word, wanneer hulle na die kruis kyk. So Christus is die moeite werd om voor te leef. Christus maak selfs die dood 'n wins. Maar Christus is ook die moeite werd om voor te ly. Dit is wat 'n gelowige leef. Dit is wat ons as gelowiges glo. Dit is hierdie tipe mense wat troos ontvang wanneer hulle gekonfronteer word met die dood. Mense wat na die lewe kyk en sê, dis Christus. En wat na die dood kyk en sê, in Christus is dit 'n wins. Want nou is ons geliefdes by hom. En die vraag is, en jy, kan jy dit sê? As hierdie vandag jou begrafnis was, as dit jou begrafnis was, sou mense kon sê, so en so sit jou naam daarin? Vir hulle was die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Wat is die opskrif oor jou lewe? Vir wat leef jy? As jy leef vir tydelike, sal jy sterf in ewigheid. As jy leef vir die ewige, sal jy leef in ewigheid. Weet julle, niemand is 'n dwaas wat prys gee wat hy nie kan behou nie, sy lewe, om te kry wat hy nooit gaan verloor nie, die ewigheid in Christus. Niemand is 'n dwaas wat dit doen nie. Kan jy vandag bely, my verlange is ook om heen te gaan, om by Christus te wees.